Welkom by nog ontbytsake hoogtepunte. Ek hoop julle almal het 'n heerlike Kersdag geniet. Vandag wys ons julle nog uitstaande oomblikke van ons Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings. En ook weer die onderhoud met die wenner van die gunsteling ateljee gas kategorie vir 2024 en dit was Hytjie Berg. Sakeondernemings is natuurlik die hart van ontbytsake en ook waaroor die toekennings gegaan het. So daarom wys ons vir julle van die wenners en benoemdes se besighede en ons kyk ook natuurlik na die hoofborge. En om al die prestasies te vier het ek destyds feesvier happies gemaak wat ek saam met Graham Beck se Ultra Brut vonkelwyn bedien het. Sommer nou ook perfek vir die feestyd. So kuier saam en geniet nog 'n ontbytsake 25 hoogtepunte. Welkom by die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings vir 2025. Vanjaar kuier ons hier by Nederburg se Spogwynlandgoed in die Parel. Saam met my op die rooi tapijt is die ou bekende vir ontbytsake kykers, Milan Murray. En wat 'n spoggeleentheid is dit nie, van die asemrowende dekor tot topwyne van Nederburg en vorige Veritas wenners. Ek sien veral uit na die keurige voorbereide spyskaart van die bekende chef Bou de Tooi van the Salt Road Farm. Vanaand se toekennings gaan egter om erkenning te gee aan uitgesoekte besighede wat in 2024 op ontbytsake geadverteer het. Maar alles gaan nie net oor sake nie, daar is ook lewendige musiek en 'n paar vermaaklikheidstoekennings. Ek gaan hier op die rooi tapijt wees en met sakemanne en borge gesels. En ek gaan ook kyk wie ek hier kan raakloop. Ons as Lottoland het besluit om saam met ontbytsake hulle 25 jaar van suksesvolle stories en inspirerende besighede wat opvlam en nuwe name maak om hulle te ondersteun en dit is deel van ons visie, net om daai besighede ook 'n hupstoot te kan gee. Ek dink dit is briljant. Ek dink ons vier uitnemendheid in Suid-Afrika te min. Ek dink daar's te veel wat ons net middelmatigheid aanvaar in ons land, so ek dink dit is fantasties. Hierdie gaan vir my oor geleenthede, dit gaan oor entrepreneurskap en dit gaan daaroor dat ons 'n verskil wil maak. Nie net in ons gebied wat landbou is nie, maar in Suid-Afrika as 'n geheel. En dis hoekom ons betrokke is. Vir ons om aan te vat en net vir hulle te celebrate vir die werke wat hulle skep in Suid-Afrika vir die bruto binnelandse produk is baie nice. So dis vir ons 'n eer om betrokke te wees en ons finansier daai besighede, so vir ons is dit baie belangrik en ons vier dit graag dat hulle so goed doen, ja. Dit is absoluut ongelooflik. Ons is al lank deel van die ontbytsake projek. Ons het al baie dinge saam met hulle gedoen, so ons is baie gelukkig om hier te wees. Baie dankie. Christo, baie welkom by vanaand. Is jy opgewonde om hier te wees? Dit is altyd lekker om by funksies te kom en om lekker wyn saam met mense te drink. Nou, ek het van wyn gepraat. Ek wil net seker maak, het jy genoeg wyn saamgebring vir al hierdie mense? In ons bedryf is daar nooit 'n tekort aan wyn nie. So hier sal meer as genoeg wees en hier sal al die Veritas bekroonde goeie wyne wees vanaand. Maar dis wonderlik wel. Ek weet jy stuur elke week vir my wonderlike wyne om mee te koop. Nou, ek weet jy oorhandig ook 'n prys vanaand. Is jy opgewonde oor die aand? Baie, dis vir my alles nog baie nuut en dis eerste keer wat ek hierdie doen, so ek sien dit baie uit na hierdie aand. Dit is baie lekker om deel te wees van ontbytsake en dan nou ook hierdie lekker geleentheid hierdie tyd van die jaar na so 'n suksesvolle jaar is baie lekker. Ek sien vreeslik uit na vanaand, veral die vroue ondernemers. Hulle maak my excited want dit maak my so trots om 'n vrou te wees om te sien die powerhouse vrouens daar buite, so dit maak my baie opgewonde. Ek brand om te weet, dra jy jou eie rok vanaand? Corlie, jy sal nie glo nie, dis nie my eie rok nie en toe ek hierdie rok koop, toe besef ek kon nie moet begin aandrokke maak, want ek kon nie 'n rok kry nie en toe besef ek net maar ek gaan nou begin aandrokke ook maak. Maar dit klink vir my fantasties, maar ek wil net vir jou sê, partykeer eet ek ook nie my eie kos nie. Hou ek daarvan om ander mense se kos te eet, so ek veronderstel dis dieselfde. Selfde, né? Wat is nou lekkerder om net hier vanaand te wees, 'n glasie champagne te skink en te klink op hierdie pragtige mense, hierdie pragtige venue, ek wil net sê wel gedaan. En al die wonderlike pryse wat vanaand gaan uitgegee word. Almal lyk ongelooflik goed. Ek is baie trots. Ek het 54 van al die sangers, dansers en
meeste van die presenters aangetrek. So elkeen het sy eie styl en ek het regtig daarvolgens begin werk en Michael was net daar, jy weet, om te sê morele ondersteuning. Ja, jy weet, hy wys die rots. Ontbytsake is net 'n fantastiese platform vir ons. Ek het nou 'n paar keer lekker akoesties gesing saam met Leon. En weet jy, ek het in Lottoland Helpedorp se kapasiteit ook al daar, jy weet, gekuier. So vir my beteken dit verskriklik baie. En op die ouene, jy stap al in en jy voel amper soos 'n familie. Jy voel soos ek's terug in my sitkamer. Kom ons gesels. Jessie Milan, ek dink dis 'n groot voorreg om raak gesien te word en waardeer te word. Ek dink wat Ontbytsake groep besig is om te doen is net om uit te kyk vir onafhanklike kunstenaars en te sê ons back julle, ons het julle, ons weet dit is moeilik. Dit is altyd maklik om na jouself te kyk in so 'n industrie wat regtig onvoorspelbaar is nie. Dis 'n great inisiatief. Boonbehalwe dat Ontbytsake 'n ongelooflike program is en die feit dat hulle al so lank op die lug is, ek wil jy weet hoe moeilik dit is om so 'n program vir so lank om die kyker vir so lank te hou. Inhoud amazing, aanbieders amazing en suits is great. Ons land het dit nodig. Wel, dit is regtig vir my 'n ongelooflike voorreg om hier te wees. Dit is 'n onderneming wat net 'n ongelooflike spektakel is en dit is net so lekker en ek voel so bevoorreg om deel van hierdie alles te maak en almal lyk so pragtig. Sy is die bemarkingshoof van Lottoland Suid-Afrika, ons gewaardeerde naamborg vir die onderneming van die jaar. Marijke Haywood, baie welkom. Ek sien jy kyk weg toe die insetsel speel. Jy het so pragtig gelyk. Hou jy nie daarvan om jouself te sien nie? Nee, ek is nog 'n bietjie skaam, maar ag Charlene, dit was so 'n lekker aand. Ja. Ek wens eintlik die res van Suid-Afrika kon daar wees om hierdie aand te belewe, want dit was regtig 'n hoogtepunt van die jaar. Ja. En julle was naamborg vir hierdie geleentheid. Wat het julle gemotiveer om betrokke te raak by die onderneming van die jaar? Weet jy, ek het nou 'n bietjie gaan terugdink en ek dink ons is al 6 jaar betrokke by Ontbytsake. So Ontbytsake is definitief 'n platform vir besighede om regtig baie goeie blootstelling te kry. Ek kan getuig daarvan. En dit is hulle 25 jaar viering hierdie jaar. En ons het ook net gevoel, ons wil ook hande vat met Ontbytsake. Dis regtig vir ons 'n baie belangrike besigheidsvernoot. En dit was vir ons regtig, soos ek sê, die hoogtepunt van die jaar om die hoofborg van hierdie fantastiese aand te gewees het. Nou, julle is altyd besig met groot planne. Wat is tans in die pipeline by Lottoland? So, ons het natuurlik ons Lottoland Helpedorp, seisoen 4 is nou klaar en ek kan nou vir die kykers sê, ons is nou baie opgewonde om te sê 15 November maak die insluitings oop vir seisoen 5 vir Lottoland Helpedorp. So asseblief gaan skryf jou dorp in. Dit is so 'n lekker seisoen. Ons sien uit elke jaar gaan dit net groter en groter. So gaan kyk op kyk net se webtuiste en dan op Lottoland Helpedorp se Facebook bladsy. Weet jy, dit voel vir my asof mense ook Suid-Afrika 'n bietjie verken met Lottoland Helpedorp se hulp. Is dit ook wat julle wil hê, dat mense ook trots voel weer in ons land? Ja, ek sien dit met elke dorp. Jy weet, elke dorp wat inskryf, het 'n stalkie oor sy dorp of dorpe wat deel is van dorp van die jaar wil dan weer inskryf vir Helpedorp. So dit is regtig hierdie mengelmoes van mense wat net weer trots wil wees op hulle dorpe. So ag ja, ons kry nou regtig juweeltjies in Suid-Afrika met hierdie projek. El Gordo is, as ek dit nou reg uitspreek, dis nou amper weer op ons, dis amper feesseisoen. Hoe maak mense as 'n mens jou kanse wil verbeter? En spesifiek ook so, hoe werk dit? So die El Gordo is 'n Spaanse lotery wat in Spanje plaasvind die 22ste Desember. Ag, en dit is net 'n lekker lotery. Die groot boerpot is 55.2 miljard rand. Dis 'n gesamentlike boerpot. So daar is 1 uit 7 kansse vir jou om 'n prys te wen. En ag, weet jy, julle sien wat ons doen met Lottoland, so skryf in, jy staan 'n kans om te wen. Dit is eintlik net 'n lekker kaartjie om te kry oor die feesseisoen. Ons sê vir julle baie dankie, Marijke Haywood van Lottoland Suid-Afrika. Dankie vir julle omgee vir die gemeenskap. Dis Auntie Betsy! What's the Kersfeest? Carols like candlelight. Kerstdag, ja, Auntie Betsy, toe vir my. Een braai vir papa, 2 jetskis, ja, en sê vir die evels 5 goue ringe. Als te danke aan Auntie Betsy. Beste
Kersfees ooit. Wil jy 'n Auntie Betsy wees? Lottoland, ons maak 'n verskil. My wonderlike voorreg om met Heitjie Berg te gesels. Hoorie, maar jou vriendskappe uit jou bloedfamilie, uit jou broers en jou susters, watter soort familie was julle? Hoe was julle grootwordjare en was jy 'n goeie ou boeta? Of vra ek nou die verkeerde vraag? Sjoe, ek het 'n ouer boetie. Hy's ongelukkig 2 jaar gelede oorlede. Verskriklike slim man gewees. Hy het vir Sanlam Private Investment gewerk, glad nie in die kunste nie. Ons was baie lief vir hom gewees. En dan het ek 'n jonger sussie, sy's 3 jaar jonger as ek. Sy het vir 17 jaar in Amerika gebly. Sy het by Otis Arts Academy gaan swaat en sy het illustration werk gedoen. Sy het later terugkom Suid-Afrika toe en sy's weer terug hierso. Haar naam is Magrietjie. En dan het ek 2 halfboeties. Ek het 'n Judd. Hy's nou ook 'n akteur. Hy was al die jare 'n tennisman gewees en ek dink sy hoogste rating was 444ste in die wêreld. Maar hy het toe hy opgehou om dit te doen, toe hy gaan sokker speel. Onthou ek sy ma was toe nou so hartseer gewees. Ons het gedink sy gaan op Wimbledon sit. Nou moet sy gaan sit in 'n stadion waar almal vuvuzelas blaas, okay? En dan het ek en hy's ook 'n akteur. Hy het nou net 'n Netflix reeks gedoen wat hy Mahatma Gandhi se beste vriend gespeel het, né? So ek baie trots op hom. En dan Charles is die laatlammetjie. Hy is in Engeland. Hy is nou 24. Maar so waar kom die kunste dan nou by jou uit? Jy weet, ook ek het my sussie is kunstig. Ja, ek het my sussie is kunstig en man, ek weet nie, ek was uit die kunstklas uit gejaag want ek was maar redelik stout geweest, maar ek onthou ek was baie goed in tekeninge geweest en ek het altyd maar in 'n droomwêreld geleef en goed. So dis een ding wat ek graag weer sal wil optel eendag is om te teken en te verf en jy sê nou jy was stout in die klas, is dit 'n sagte woord vir ek was rebels? Man, ek het 'n boek geskryf, my tweede boek gaan oor ADHD en my battles daarmee en deels van my rebelsheid of was omdat ek het genuine kroniese ADHD vandag nog en in daai jare het mense nie daarvan geweet nie. So jy is gelabel as die stout kind en die mal kind en dan sê jy op skool daai jare nog pak gegee, dan het jy huis toe gekom dan het jy daar ook pak gegee. So en as kind wat gebeur is, ons het in onstuimige omstandighede groot geword. But then again, no family with alle families met meer as 1 lid is dysfunctional. Okay, so almal dink ek, almal is gebroken, so almal het hulle goed, nee, maar en wat gebeur is met kinders, jy bou sekere, wat noem hulle dit, defense mechanisms op, meer van pyn en trauma so af te beskerm, en dan neem jy 'n sekere rol aan, want jy veg vir jou individualiteit. So, ek het maar die scapegoat en die clown en die stoute kind identiteit aangeneem, en dit het toe nou maar oorgespoel en klomp ander dinge in. Jy praat baie openlik oor jou stryd met dwelmverslawing. Hoe het dit tot daar gekom en kortliks hoe dit weer daar uitgekom? Hoe het jy weer daar uitgekom? Man, ek weet dit is 'n lang storie. Ja, ek is baie lief vir gebroke mense, addicts en alcoholics en so. Ek dink die Here is vir hulle is verskriklik lief. Ja, man, in ons familie het verslawing en allerlei goed wat saam met dit gepaard gaan, ons familie baie hard met baie dinge uitgedaag. So niemand het van my geskiedenis geweet dat ek deel is van Narcotics Anonymous en dat ek 'n heroin addict was. Niemand het van dit geweet vir jare totdat ek die eerste keer terwyl ek in die bedryf was gerelapse het. En dit was in 2006, ek kan nie onthou. Lang gelede. Ja, lang gelede. En toe moes ek in en uit rehab en mental health institutions en Weskoppies en so toe dit nou aan die lig gekom dat okay, hy is eintlik 'n addict. En wat gebeur het is elke keer wat ek dan uit rehab uitgekom het ek 'n storie gedoen want dan wil huisgenoot nou weet wat gaan aan. Nee, dan sê ek is nou skoon en ek is nou reg en dan is die huisgenoot die rakke tref, dan het ek weer gerelapse. Dan lê ek iewers in 'n gutter somewhere. En so het dit toe baie sleg later met my begin gaan en ek moes die land verlaat het. Ek het in Botswana gaan bly vir 'n jaar. Ja. Teruggekom en so ek moes net weer skoon kom. Jy weet jy en dit was verskriklik. Dit was 'n baie harde tyd geweest en dit was op die eiland van Survivor wat ek gevoel het ek word gedruk om 'n boek te skryf. Want ek wou vir ouers en laat verstaan het wat is addiction? Wat is die siekte van addiction? Wat is die proses van herstel, die 12 stappe van Narcotics Anonymous? So dit was my eerste boek geweest. En jy is 'n survivor en jy sit hier vandag en ons gaan nog baie van jou storie hoor. Ek sien verskriklik uit en ons gaan nou met jou gesels oor die pad na universiteit, jou wonderlike loopbaan. Nou, ek maak vandag 3 verskillende feesvier happies en in my
of in my 3 kooksegmente. Nou gaan ek vir julle elkeen van hulle wys. Nou ons spring weg met gebraaide garnale met sojagemmer sous. Nou kyk, ek is baie lief vir garnale, maar die skoonmaakproses is nog 'n storie. So maak seker jy koop daai wat reeds skoon gemaak is en hierdie wat ek het se koppe is ook reeds af. Nou hierdie resep is min moeite en vinnig om te maak. Maak seker die garnale is ontvries, anders dan maak dit net te veel water in jou pan as jy dit braai. Nou jou marinade moet dan ook in die garnale intrek. Nou vir die marinade julle, ek sukkel vandag. Vir die marinade benodig jy natuurlik olyfolie, sojasous, vars gemmer, suurlemoenskil, vars rooi brandrussie, gekapte koriander, gekapte vars kruisementblare. Nou myne het ek klaar reeds hierso in die bak gemeng en ek het dit ook deurgemeng en met die garnale laat hy bietjie trou met mekaar, so 10-15 minute in die sous. Nou in 'n warm pan braai jy dan net die garnale tot gaar. Nou ek het dit reeds al klaar bietjie 'n paar keer omgedraai. So al wat ek nou nodig het om te doen is om van hierdie garnale so lank in die pan te sit. Jy kan nou net jou pan bietjie hoër sit. Ek was bang my botter brand. So ek gaan van hulle en moet hulle nie te veel bo op mekaar sit nie en moet hulle ook nie te veel roer nie. Jy sal sien wanneer jy hom moet draai. Nou, ek gaan nou daarmee klaarmaak en die garnale se skulpe sal so donkerder kleur, pink kleur kry soos dit gaar word. Nou die skilletjies sal dan so effe begin wegtrek en lostrek van die vleis. Nou wees versigtig om dit nie oorgaar te maak nie en dan later garneer ek dit net met vars suurlemoen en vars korianderblare sodra dit gaar en gereed is. Nou as ek terug is, begin ons met die volgende happie. Ek gesels met die sanger, nee, nog nie dit nie. Dit moet jy ook by die lys voeg, want dis nou 'n sepiester, skrywer en wat nog alles. Nee, geen sang nie, geen dans nie. Hoorie, is jou talent op universiteit raak gesien, want jy het by Stellenbosch drama gaan swat nie. Man, ek het nooit geweet ek wil in acting ingaan nie. Ek het eintlik in 'n rehabilitasiesentrum met ek gesien hoe die akteurs klomp erkenning kry. Ek dink dit was die Emmys gewees en so en ek dink ek het begin dit doen want dit het uit 'n plek uit gekom van wanting to be somebody. Want ek het geen self-esteem of geselfwaarde gehad of enige so iets nie. So ek dink dis waar dit begin het en toe ek nou Stellenbosch toe gegaan het, toe dink ek te besef ek daar is dalk 'n bietjie talent. Jy weet, maar ek het dit nie geraak gesien nie. Ek het oor dit gestruikel. Ek struikel vandag nog oor dit. Ja. Nou, jy struikel baie goed, struikel gerus voor. Ja, you failing forward. Ja, failing forward. Ja. Want jy was nou al in al wat te seep. Jy was nou Igoli, die Binnelander, Steven de Laan en dan het jy nou onlangs 'n ATKV-tjie of jy het 'n ATKV-tjie gewen en onlangs ook benoem vir jou rol in Binnelanders, nee, wat was dit? By die Silverskermfees en dan ook 'n SAFTA. So dit moet dan vir jou iets sê dat jy nie te sleg doen nie. Ja, nee, absoluut. Dit is lekker om erkenning te kry vir alles dit van jou peers afkom. Ja. Maar ek het hierdie gesegde, ek sê acting and politics is exactly the same thing. You've got to be wise enough to pull it off and dumb enough to think you're changing the world. Okay? En so ek dink as 'n mens besef jy's maar 'n klein rat in 'n groter engine en as al die ratte saamwerk en so dan kan jy 'n verskil maak, ja. Jy het ook baie drama-reekse en flieks gedoen. Is daar enige wat vir jou regtig uitgestaan het? Ek weet dit is altyd 'n onregverdige vraag vir alles mense so 'n lang besige loopbaan het. Ja, ek dink Bloedbroers saam met Dion Opperman wat ek gedoen het. Was absoluut 'n ding wat vir my uitgestaan het, want jy kry baie min die kans dat jy as 'n jong 21-jarige kind begin en 3 episodes later dan maak hulle jou ouer totdat jy 70 jaar oud is met 'n snor en 'n baard. Jy weet hulle doen dit nie baie op Suid-Afrikaanse televisie nie, want daar's net nie die geld en die tyd daarvoor nie. So dit was vir my baie lekker. Ja. Jy's lief vir mense nie. Wat maak jou lief vir mense? Ek is verskriklik geïnteresseerd in mense se stories en hoe mense aan mekaar gesit is en dis ook deel van hierdie nuwe boek wat ek geskryf het. Like hoekom sal 2 mense byvoorbeeld wat in dieselfde huis groot word, selfde ouers gehad het, een 'n massiewe sukses bereik en die ander een absoluut op die straat op eindig. So dit fascineer my. Maar ek is lief vir mense se gebrokenheid. Jy weet. Want deur jou eie storie kan jy hulle help of dink jy dalk die vermoë God gegee om hulle te help om dit weer aan mekaar te sit. Absoluut, maar moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek wil mense wurg ook. Jy gaan dalk later vir Leon en vir Dawie wil wurg, maar ek los dit aan jou oor. Baie dankie dat ek met jou kon gesels eers. Ons sien uit na die res van die kuier saam met jou.
Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Ouma Rooi Koeksisters lewer daagliks varsgebakte koeksisters af aan Checkers en Food Lovers Market landwyd en ook by privaatwinkels, slaghuise en die Kreer Wildtuinse winkels. Dis ware koeksisters, handgemaak met 'n familieresep wat homself as die lekkerste ooit bewys het. Hulle gebruik net die beste bestanddele en geen geur of preserveermiddels word bygevoeg nie. Ouma Rooi Koeksisters smaak soos 'n koeksister behoort te smaak. Al noem hulle dit 'n koeksisterfabriek, word alles met die hand gemaak, die aanmaak, die vleg, die bak en die verpak. Ouma Rooi Koeksisters, wat 'n voorreg om my passie en my droom te kan uitleef. Saam met my kinders in die Kaap en my personeel hier in Ermelo, om Ouma Rooi Koeksisters landwyd op die rakke te kan hê. Daar is nou al 85 dames, 15 manne en 'n bestuurspan van 8 in diens. Koeksisters word met persoonlike sorg en toesig gebak en ook versprei na verskeie kerke, skole en ouetehuise om te verkoop vir fondsinsamelings. Ouma Rooi Koeksisters, 'n wenresep wat mense van heinde en verre laat kom om by die alombekende fabriekswinkel in Ermelo heerlike varsgebakte koeksisters te koop. Home Meets Hotel is 'n professionele vakansie-eiendom bestuursmaatskappy wat eiendomme behartig in Blouberg en die Atlantiese kus. By hulle word elke detail noukeurig saamgestel om gaste 'n aangename en onvergeetlike vakansieervaring te bied. Hulle bied selfsorg maar met hotelstandaarde. By Home Meets Hotel fokus ons op die bestuur van hoëgehalte eiendomme, asook 'n luukse ondervinding vir ons gaste. Home Meets Hotel, bespreek direk by hulle vir ekstra afslag. Die Zesty Lemon restaurant net buite Stanford noord van Hermanus is op 'n plaas die Sir Robert Estate geleë, omring met natuur, 'n heerlike grasperk en 'n pragtige dam. Hulle is bekend in die omgewing vir goeie vars kos en puitdiens met baie geselligheid tussen vriende en familie en die kinders kan lekker rondhardloop en speel by die speelarea. Zesty Lemon is vernoem na hulle lemon meringue, gemaak van vars suurlemoene gepluk op die plaas. 'n Moed op hulle wye spyskaart. Kom kuier gerus. Welkom by Chago Graafreinet, jou een-stop shop wat alle behoeftes kan bevredig. Nie net is ons 'n 24-ure dag oop winkel nie, maar bied ook 'n 7 tot 7 oop padstal met die heel beste en vriendelikste diens. Van 'n deurry KFC met ruim parkering en silverskoon toiletgeriewe en die beste van alles is, ons is dierevriendelik. So bring die hele gesin en beleef self waaroor Chago gaan. Ons is We Love Low Carb en die besigheid is presies wat die naam sê. 9 jaar terug, toe besef ons daar so groot noodsaaklikheid vir diabetes-vriendelike brood in Suid-Afrika, veral brood wat lekker smaak. So, toe ontwikkel ons ons eie resep en vandag maak ons oor die 40 verskillende keto-produkte, waarvan meeste vegan-vriendelik ook is. Hulle verskaf produkte aan die hele Suid-Afrika, privaat en kleinhandel en gebruik koerierdienste om enige plek in Suid-Afrika af te lewer. Hulle brood lyk, ruik en smaak soos regte brood, maar bevat net 1.2 gram koolhidrate per snytjie. Gewone brood bevat gemiddeld 30 gram koolhidrate per sny. Geen gewone meel word gebruik nie. Hulle maak hulle meel self van sade en neute, so jy kan lekker brood eet en vir die eerste keer ooit steeds gewig verloor. We Love Low Carb. Loer gerus op hulle webblad waar jy dit kan koop. As jy nie naby 'n plek bly wat dit verkoop nie, kan jy ook direk by welovelowcarb.co.za bestel. Die VS Agri Groepmaatskappye is landbou-insetverskaffers wat hoofsaaklik deur kommersiële boere bedryf word met 'n passie vir landbou, 'n oorvloed kennis en jarelange ervaring in allerlei boerdery, 'n betroubare vennoot vir jou onderneming. In hulle hartklop is die begeerte om voorspoed op elke plaas te sien en welvaart in die land te fasiliteer. VS Kunsmis bied vloeibare en korrel kunsmismengsels. ProGas Solutions is ammoniak direk in jou grond. NutriBio vervaardig en verskaf kwaliteit organiese en semi-organiese kunsmis.
VS Kalk verskaf landboukalk en gips. VS Chemie bied kwaliteit chemiese en biologiese gewasbeskermingsprodukte. Saam staan voere, spesialiseer in topgehalte veevoer. Blue Planet SA bied bioremediering oplossings. Dan is daar nog Bionomics SA vir biotehnologie oplossings. VS Fuels, die VS Handelwinkel, Vrede Agri met landboutoerusting en masjinerie, SP Packaging vir verpakkings en Atu Agri vir versekering. VS Agri Groep. Hulle slagspreuk, ons is die verskil, beklemtoon die passie wat daar is om 'n verskil te maak. Zematic is 'n internasionale handelsmerk en een van die eerste spulpunt handelsmerke in Suid-Afrika. Lindsay Africa in Bellville, Kaapstad vervaardig duursame Zematic spulpunte en besproeiingsstelsels. Hulle bied sleuteloplossings vir die boer wat ontwerp, outomatisasie en besproeiingsbeheer insluit. Lindsay Africa vervaardig Zematic spulpunte sedert 2002 in Suid-Afrika vir Afrika. Hulle is ook ISO gesertifiseer. Lindsay Africa het 'n uitgebreide netwerk van Zematic handelaars reg deur die kontinent, met die grootste konsentrasie in Suid-Afrika. Hierdie handelaars is opgelei om ontwerpe, verkope en installasies aan boere te verskaf. Alle onderdele is ook beskikbaar by hulle handelaarsnetwerk. Lindsay Africa. Hulle bou nie net spulpunte nie, hulle neem die produsent na hoër hoogtes. Boondotech se lese is Camping Made Easy en dit sê presies wat Boondotech vir kampeerders doen, sedert 2008 al. Boondotech vervaardig, verkoop en installeer onder andere elektriese daktente en afdakke en bou ook kampsleepwaens. Alles kom met baie funksionele produkte wat deur kampeerders vir kampeerders gemaak word. Boondotech, maklik om te gebruik produkte wat werk en kampeer lekker maak. Goeiemôre. Ontbytsake bring in 'n komende uitsending die soeklig na Woester en omliggende dorpe, 'n strategiese sakekern in die Breede Riviervallei waar gevestigde ondernemings en groeiende handelsgeleenthede mekaar ontmoet. Hierdie Woester sakefokus bied uitsonderlike sigbaarheid met beperkte plek vir 'n handjievol ondernemings wat hul handelsmerk professioneel en geloofwaardig wil posisioneer, plaaslik en reg oor Suid-Afrika. As jou onderneming in die Woester of die groter omgewing gelees of jy wil jou mark hier versterk, is dit jou uitnodiging om deel te wees van 'n uitsending wat nie net blootstelling gee nie, maar werklike bemarkingswaarde ontsluit. Neem my besonderhede op die skerm en maak vandag kontak sodat ek die verskillende opsies, produksies en platforms met jou kan bespreek voordat die beskikbare geleenthede opgeraap word. Dis Ontbytsake se Woester sakefokus en ek sien uit daarna om met jou te gesels. Hierdie is 'n ander soort lugredery. Een wat reis bekostigbaar maak sodat almal kan vlieg. Een wat sy roetes uitbrei om by jou behoeftes te pas. Een wat jou betyds laat aankom, meer kere as nie. En een wat sukses meet aan die glimlagte van ons passasiers. Jy kan sê ons doen dinge anders. Ons sê ons doen dit met hart. Want sonder ons hart sou ons net nog 'n lugredery wees. Bekroonde Graham Beck Ultra Broodkap Klassiek is die perfekte vonkelwyn om ekstra swier aan 'n spoggeleentheid te gee. Dis die ideale pasmaat vir romerige seekosgeregte. Nou die volgende happie is perske, prosciutto en mozzarella stokkies. Nou die bestanddele is perskes wat ek net in skywe of stukke gesny het. Dit laat week ek dan 'n bietjie in die Graham Beck MCC, net vergeer en na die perskes natuurlik nie verbruin of verkleur nie. Nou die ander elemente is vars basiliekruidblare en klein mozzarella balletjies. En natuurlik 'n stokkie. Nou kom ek sit gou-gou een aan mekaar.
So hierso is my vars basiliekruid pesto en al wat ek doen, kyk, 'n mozzarella balletjie of kaas het mos nie eintlik verskriklik smaak nie. So al kom ek hierdie opsit is natuurlik vir die mooi helder groen kleur en dan omdat hy hom net 'n lekker smaak gee. So hierso het ek bietjie van daai MCC binne in die bakkie en dit het nou alreeds geweek. So ek skuif net uit, jy kan sien wat ek doen. So daar vat ek nou 'n stukkie van my vleis en hom vrommel ek sommer net so op. Hom gaan ek nou bo-op sit en dan natuurlik 'n basiliekruidblaar en 'n stokkie. So nou vat ek sommer so 'n balletjie so, druk hom deur die blaartjie. En dan gatstil val hy. Daar sy. So maklik soos dit. Nou die vloeistof waarin die perskes geweek het, gebruik jy dan vir 'n sousie later aan of net voor opdiening bo-oor. Nou al wat jy byvoeg is 'n bietjie olyfolie en dan so balsamiese asyn of 'n balsamiese reduksie, sout en peper en dan meng jy dit net soos 'n slaai sousie, lekker en jy bedryf dit net bo-oor jou items voor opdiening. Nou as ek terug is, maak ons daai laaste appie. Hyk, hier is donkie jare terug al en ek dink baie mense het dit al vergeet, maar jy was in 2011 in Survivor Maldives. Wat is dit? Celebs versus plebs. Ja, celebs versus plebs. Ja, ek weet nie waar hulle die naam van gekies het nie, maar hoe het jy jou daar, of wat het jou nou genooi laat voel om nou dit te doen? Nee, ek het hier so gesit die dag en 'n pel van my het na my toe gekom en gesê, wil jy deel wees van Survivor? En toe sê ek dit absoluut. Jy weet, wie wil dit nou nie gaan doen nie? Natuurlik, ja. En daar is mense wat sê hulle sal dit nooit doen nie. Hulle gaan nie tussen krappe en kokkerotte en goed gaan slaap en so nie. Dit is ook nou nie so lekker. Ja, maar ja, dus sê ek dit, let's go. En toe wen ek. Ja, dit is half belaglik, maar nie dat ek sê jy moes nie wen nie, maar verstaan dit in jou kop seker. Maar is dit iets waarvoor jy voorberei of gaan jy nou maar net sê yes boys, kom ons sit 'n lekker tydjie op die eiland? Jy kan nie op dit voorberei nie. Daar's net te veel curveballs. Ek kan met dit indink. Jy kan nie en jy moet so redelik fiks wees en jy moet bereid wees. Mense moet jy weet wat jy gaan deurgaan. Ja. Maar ag nee man, jy ouens kom aan dan dink hulle man, jy moet hierdie rol speel of jy moet dit doen of jy moet dat en dan gaan hulle wen. Nee, daai ouens word eers uitgewou. So het jy nie ingegaan met 'n strategie en sê ek gaan dit en dit en dit doen of is daar tog maar 'n bietjie van 'n Jy kan nie ingaan met 'n Okay, laat ek jou gevra, as jy in die oggende wakker word, word jy in die oggende wakker met 'n strategie, dan sê vandag gaan ek nou so leef. Dan gaan ek kyk Nee. En dis presies dieselfde met Survivor. It's life, dit is regte verhoudinge, regte mense, jy bou genuine vriendskappe op en so dis soos die lewe, die curveballs kom net baie vinniger. Ja. En dit is nou ook so half die geboorte van jou eerste boek nie waar? En wat is of waar het dit gegaan ten minste? Man, ek het net man weet jy ek het op 'n eiland het ek die Here ontmoet of hy het my ontmoet op 'n eiland. En toe voel ek man ek moet 'n boek skryf oor jy weet my papa mense het vir my sê ek skryf 'n boek oor hoe ek jy weet deur my journey gegaan het. Ja. En toe vat dit my 6 jaar. 6 jaar om my boek te skryf. Ek onthou ek het 17 bladsye geskryf. Toe gaan ek na Appel toe. Sê ek is my boek. Dis my nee, daai is 'n opstel ou maat. Ja, druk op. Maar toe hy uitkom, ek was in Botswana gewees, toe bel my uitgewers my toe sê hulle dis hy's nommer 1 in die land en hy's nou al vandag in sy ek dink dis sy 12de druk. Ja, okay, dit is baie goed gedoen, ja. Jy het nou gepraat oor ADHD en jou stryd met verslawing ook. So is daar volgens jou so 'n bietjie van 'n link wat jy het ook 'n boek geskryf My stryd met ADHD. Ja. Want en jy het ook genoem nou soos daai ding van in die ou dae, jy weet ons is reg geslaan soos ADHD is, maar daai ek kan dink dit het seker 'n link in jou brein. Ja, verseker, maar dit is 'n feit. As jy die studies wys nou al dat as jy voor 9-jarige ouderdom ongediagnoseerd en nie wat is die woord? Behandel word daarvoor nie. Dan is die kans amper 60% dat jy in vernietigende gedrag gaan betrokke raak. Enige en herhalend. Ja, jy gaan in alkoholisme of 'n vorm van dwelms, want onthou net as iemand soos ek jy weet dwelms gebruik, hoe dit my laat voel is anders as 'n ou wat nie ADHD het nie. Ja, ander uitwerking. It just makes me feel like a human being. Verstaan jy? Toe ek die eerste keer ecstasy gevat het en kokain gevat het en so, man, ek het gedink dit is die Heilige Gees hierdie, genuine. En ek het net gedink dit is hoe 'n mens veronderstel is om te voel. Maar dit het 'n ander impak op iemand wat ADHD het en so. So in die boek het ek geskryf van die gevare van die medikasie vir my, omdat ek 'n recovering addict is. So ek kan nie stimulante gebruik vir medikasie nie, maar die medikasie doen wondere vir kinders.
wat nie my uitdagings het nie en wat voor 9 reg gediagnoseer word, doen wondere. Wow. Dit is vir my baie lekker met jou te praat. Ek weet ons kon nog praat, maar ek los jou in die bekwame hande van Dawie Rood. Hy's ook 'n oulike mannetjie, hoor. Wonderlik. Lekker gesels. Die Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar met trots geborg deur Lottoland het plaasgevind by die pragtige Nederburg. Die tweede aflewering van hierdie glansgeleentheid is moontlik gemaak deur ons hoofborge EPH, Pollen Finance, FlySafe Air en Winfield United Suid-Afrika. Eerste aan die beurt was Louis McLaren, ontbytsake se uitvoerende vervaardiger. Julle is almal wenners. Julle gaan almal vir goud. En van ontbytsake se kant af sê ons vir julle dankie. Ons respekteer julle en ons eer julle vanaand. En ek staan na jou voet. Onafhanklike kunstenaars in samewerking met Rug teen Rug Musiek het die gehoor behoorlik vermaak voor die toekennings formeel afgeskop het. En die wenner, dames en here, gaan na Home Meets Hotel. Die wenner in hierdie kategorie is Henwell Chickens. Die wenner van hierdie kategorie is In die Bos Laagveld Nasionale Kunstefees. Beste insetsel deur 'n agri-onderneming gaan aan Insect Science. En dit is Ouma Rooi se Koeksisters. Niemand anderste as Fujifilm. En die wenner is KT Convenience. Buitelug, reklamebord, advertensie gaan dan aan Bundutech. Die wenner van die gewildste segment op ontbytsake is weer sake met aanbieder Annika de Beer. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. En ons vra vir Lenet van Skalkwyk om hierdie trofee namens haar te ontvang. Sy is en bly altyd in ons harte, Stanika. Die wenner van die uitstaan oomblik is Dis Anrich Herbst. Starterin. Die gunsteling hoofgas in 2024 is Uitjie Berg. En dis hoekom hulle net dryf soos 'n skip op die water. Hulle span nie hulle seile nie. Ronaldo Alberts. In my heart kan my nie. Wilmarie Senekal. In my drome het ek jou getry. En die wenner is Straight Line Tires. CSN, Christus Strydom Nutrition. Laagveld Agrochem. spesiale erkenning is ook aan King Price Insurance gegee. Die hoogtepunt van die aand was die bekendmaking van die algehele wenners van brons, silwer en goud. Brons is Ouma Rooi Koeksisters. Silver is Insect Science. Insect Science. En die wenner is Henwell Chickens. My vertrekpunt is dit moet regtig aand wees wat almal kan onthou. En dit elke artist, elke presenter moet gemaklik voel. Jy weet, en Louis het my gesê, jy weet, daar's nie genoeg klits nie. Jy kan groot gaan. En niemand moet dit vir my sê nie. Ek kan groot gaan. Ek hou van stylvol met 'n bietjie andersheid. Jy weet, so dit is jy kan iemand in sequence sit, maar die persoon kan nog steeds nie goed lyk nie. So op die einde van die dag is my motto 70% is hoe die outfit pas. Ja. En as dit nie goed pas nie, is dit 'n mislukking.
Ons gaan nou kyk na Lenet Violinist. Nou kyk, ek wil vir julle sê die rok wat die meisie aangehad het op die aand weeg 40 kilogram. Dis meer as Dawie Rood se ego. En sy het 'n ongelooflike item gedoen saam met Morgan Ross die aand. Jy gaan nie glo wat jy nou sien nie. So ons kyk nou na 'n uittreksel uit hulle optrede en daarna gesels ek met die man Leon Pfeiffer van EPH Events, ook een van ons hoofborge. En let ook op na die pragtige skerms en beligting waarvoor hulle verantwoordelik was. Dit was ongelooflik mooi. Wat het julle gesê? Wat 'n ongelooflike grafiese vertoning met 'n produksie wat gedoen is deur Andrew Tim, so ons moet vir hom 'n lansie breek. Die dakhoogte verhoog en dit is skerms mense en dis natuurlik alles te danke aan EPH Events wat een van ons hoofborge is. Leon Pfeiffer, julle het 'n uitnemende werk gedoen. Baie dankie. Nee, ons sê regtig vir julle dankie en julle is al 'n geruime tydjie in hierdie game soos hulle sê. Hoe lank is julle al in die tegniese verskaffing van toerusting vir feeste in hierdie tipe van gebeurtenisse? Man, ons is al 29 jaar in hierdie bedryf. Ek het begin met 2 klein speakertjies en 'n mikrofoon op 'n kabel. Daar was nie eers, ek dink dit was slide projectors was die. Dis nog daai transparante Skyfie projektors. En ek bedoel, kyk waar is julle vandag. Ek moet sê die tegnies was absoluut onverbeterlik en ek was al by heel party van hierdie goed. Wat se tipe goed verskaf julle alles vir geleenthede? Man, ons het van die begin af het ons geïnvesteer in die klankbeligting, skerms. Vandag is dit LED-skerms, soos jy kan sien op die ontbytsake toekennings. Ja, so die beste toerusting wat beskikbaar is in die wêreld. En natuurlik is dit met die rand-dollar is dit baie duur. Natuurlik. Maar ons investeer in die beste toerusting in die wêreld. Ek dink nie mense besef wat kos toerusting nie en wat kos dit om 'n span, so 'n bekwame span soos julle sin daar te hê om 'n geleentheid soos hierdie te doen nie. Jy sê julle is al amper 30 jaar in die bedryf. Amper 30 jaar. En dit het verander. Dinge het verander. Dinge het verander gereeld. Ja. Jy moet gereeld nuwe toerusting aankoop. Ek het die hele stoor vol analogiese, ek sal sê, klanktoerusting wat nie meer gebruik kan word nie. Jy kan dit nie verkoop nie. Wow. Dit kan nie meer gebruik word nie, maar ja, so alles is nou gedigitaal. Ons is van skyfie projektors na projektors. Na groter projektors toe, na LED-skerms. Die eerste LED-skerms wat ons gehad het was 37 mil. Dit is die spasie tussen elke liggie. Ons is nou af na 2 mil toe wat ons by ontbytsake gebruik het. Leon, ek wil vir jou vra sommer die laaste 2 vrae mekaar sit. Wat dink jy laat julle gee hulle daai net, en ek bedoel kyk en ek sien wat julle laat uitstaan, maar in jou woorde, en hoekom is julle betrokke by die ontbytsake onderneming van die jaar toekennings? Man, vir ons is dit baie belangrik om 'n persoonlike verhouding te hê met ons kliënte en persoonlike diens. Jy weet, dis nie 'n robot nie. Ons wil weet presies wat daai kliënt se benodighede is, wat hy nodig het om en ook op die funksie. Wat is sy doel, wat wil hy bereik in daai funksie? So dit is 'n persoonlike verhouding wat ons met ons kliënte opbou. Oor jare, ons het kliënte wat ons al 24, 25 jaar gebruik.
werk. Ja. Net so is ons met ontbytsake, het ons al 'n hele paar jaar, ek dink dit is maklik al 4, 5, 6 jaar wat ons al saam met julle is, ons is amper al familie. Ja. Ons ken julle al so goed en dit is natuurlik net 'n voorreg vir ons om die ontbytsake toekennings vir julle aan te bied. Ons sit die beste voet voor en kyk mooi na julle. Poel al die stops. Leon, baie dankie vir julle van EPH event. Dit was ongelooflik. Waardeer. Straight Line Tyres in Alrode, Alberton is al byna 12 jaar aan die gang en het bande vir Afrika. Hulle voorsien bande vir passasiersmotors, bakkies en 4x4's, asook vir kleiner en groot trokke, trekkers, grondverskuiving en konstruksiemasjiene, verkuisers en dies meer. En dan doen hulle nog trokbandversolings ook. Hulle werk behels alles, van bande oortrek en balanseer, papwiele regmaak tot wielsporing. Straight Line bied 'n waarde vir geld produk aan met uitmuntende professionele diens. Al die personeel is deeglik opgelei en is werklik 'n meester in hulle afsonderlike velde. Kliënte kan vinnige, vriendelike en deeglike diens verwag, het sy oor die telefoon, WhatsApp, e-pos of persoonlik oor die toonbank. Hulle kwotasie sluit altyd 'n reeks opsies van verskillende pryse in. Hulle perseel is nie voltierlantuintjies nie, want dis nie waar dit vir hulle gaan nie. Hier kry jy die beste produkte en diens teen die beste prys. Dit is Straight Line Tyres. Destination Inspiration Caravan is ontwerp vir moeitelose kamp en is toegerus met 'n uittrekkombuis, ingeboude wasbak, laaie en 'n mikrogolf. Die ruim agterste stoorplek bied spasie vir jou kampstoele en tafels. Binne wag ware luksheid, 'n groot yskas-vrieskas kombinasie en 'n ingeboude ligreëling wat sorg vir absolute gemak. Met oorgenoeg binnespasie en 'n luukse badkamer verander die Destination Inspiration elke kamp in 'n stylvolle wegbreek. Van naweek wegbreke tot langafstand avonture. Dit is gebou om elke oomblik te verbeter. Destination Inspiration, waar jou reis soos tuiskoms voel. Welkom op die Sensation 30 voet offshore. 'n Ware meesterstuk vir almal wat avontuur in hul are voel. Met haar elegante ontwerp sny sy moeiteloos deur die water, altyd gereed vir nog 'n dag van opwinding en ontdekking. Aangedryf deur kragtige Suzuki buiteboord engines, kry jy die perfekte kombinasie van spoed, betroubaarheid en pure adrenaline. Of jy diepsee toe gaan vir visvang, eilandhop vir pret of net die oop water wil geniet, hierdie boot bring elke oomblik tot lewe. Die Sensation 30 voet offshore is gebou vir mense wat nie net vaar nie, maar leef. En elke reis word 'n nuwe avontuur. Fujifilm Instax is 'n handelsmerk van kitsfotokamera's en Instax kitsfilms, vervaardig en bemark deur Fujifilm. Instax is in 1998 in die wêreld bekend gestel en in 2014 na Suid-Afrika gebring. Instax het 'n wye reeks kameras en slimfoondrukkers wat jou toelaat om jou gunsteling herinneringe vas te vang en te druk. Iets tasbaar om te koester, te raam of te deel. Daar's 'n verskeidenheid modelle, elkeen met iets uniek om jou foto's naadloos by jou lewe in te pas. Daar's ook 'n groot verskeidenheid Instax kitsfilms beskikbaar om dit nog meer persoonlik te maak. Die modelle is maklik om te gebruik en loop van 'n retro look tot stylvol en modern. Dit bring die nostalgiese gedrukte foto's van dekades gelede terug, maar met 'n moderne kinkel by vir vandag se verbruikers.
In 'n wêreld oordonder met digitale inhoud, bied Instax jou die kans om soveel meer waarde aan 'n foto te gee deur dit onmiddellik uit te druk. Instax modelle en films is landwyd beskikbaar by groothandelaars en betroubare afsetpunte. Nou julle weet ek doen allerlei mal goeters. Nou met een ding is baie seker ek is nie 'n goeie sportman nie, maar ek probeer allerlei dinge doen. En dit is belangrik. Almal van ons kan enige iets doen, jy moet dit net probeer. Nou hier's 'n ding wat ek nou gaan probeer. Ek ry so 'n week of 2 ry ek 'n groot fietswedren en in Augustus beplan ek om Kilimanjaro op te klim en dan af te ry met 'n fiets. Maar wat ek toe nou agterkom, ek is nou nie vreeslik oorgewig nie, maar ek is so 5 kilos wat ek vinnig wil afskit, want ek by die 5 kilos kan afskit, want ou moet behoorlik voorberei wees vir hierdie tipe van goede. Wie anders om te vra as ons goeie vriend Christo Strydom, en hier sit hy by my. Christo, goeiemôre, baie welkom. Ja nee, baie dankie. Ja. Ek kom toe nou na jou toe vir jou sê vir jou luister, hier is net 5 kilos wat ek vinnig wil afskit om reg te kom vir hierdie oefenprogram vir my, en jy sit my toe op hierdie ding van jou. Wat gee my eers die statistieke, wat het toe nou gebeur? Nee, wel die geluk met Dawie was en is eintlik ek moet eers daar begin en sê dis baie moeilik om 'n ou soos Dawie in die oë te kyk en te sê ek beloof jou in 10 dae gaan ek jou daai 5 kilos laat val. En op die 8ste dag toe het hy die 5 kilos geval. So sy vetpersentasie het gedaal en hy's nou vry om nou te gaan oefen en nou gaan hy spiere bou. Ja, en fiks word in die proses. Dit is reg. En al wat dit vir hom gedoen het is daai pakkie wat daar voor hom staan. Dit is die hele hy het daai hoeveelheid gehad en dit het 5 kilogram van hom af weggeneem en dit is gelykstaande aan 7% van sy liggaamsmassa het hy in 8 dae letterlik verloor. Nou die hele ding behels, weet ek mos nou, want ek is nou deur hierdie ding. Jy drink 'n sekere aantal pille en dan gaan dit ook saam met 'n sekere dieet wat daarmee saamgaan. Ja. Hierdie pille wat hoofsaaklik hier binne is, waar kom dit vandaan? Wat is dit? Kyk, basies is dit 'n groente basis. Die een blikkie daar, die grootetjie, is 'n groente basis. Dit is rou groente wat gedehidreer is. En wat verlore gaan is die water en van die goeie suikers wat wel in daardie groente is, word ook vernietig om hom na poeier toe te kry. Dit het ons jare gevat en jare se navorsing voor ons dit in 'n poeiervorm so op in 'n rou materiaal kan gee. So ek gee vir jou basies 4 pille in en dan dit is so goed soos 'n bakkie van 80 gram rou groente wat jy inkry in jou maag. En daai goed groei en dit sê vir jou brein jy het genoeg in en dit het al die nutriënte in. Dit help nie jy gebruik 'n sop te eet nie. Ons het eers met hierdie ding met sop te eet te begin. Maar die mense se hare het uitgeval en sulke drastiese goed het gebeur. Naals het losgekom. Maar wat nou belangrik is, jy moet ook 'n sekere dieet volg en jy het 'n spesifieke dieet, maar daar is ook 'n mate van selfbeheersing wat mense. Jy moet so 'n bietjie daarmee jou bydrae ook maak. Kyk, jy mag nie honger word nie. Dis nie nodig nie. Jy hoef nie honger te word nie. Maar jy kan nou regtig nie gaan en chocolates eet en Coke drink. Jy moet eet wat ons sê op daai program, maar soveel as wat jy wil. So daar's geen hongerte nie. En eintlik is daar geen oefening nie. Met jou het ons net die ander voorreg, ons gaan jou nou laat oefen. En ek sê nou vir jou, ons van daai groen, daai Bali green wat jy daar voor jou sien staan, ek meen, dit is 'n wonderwerk daai. Christo, baie dankie dat jy weer 'n keer hier by ons 'n draai gemaak het. En kom ons hoop net maar, laat ek dit gemaak. So volg jy my, ten minste op hierdie. Nee, wat Dawie, gebruik net daai wat ek vir jou sê, jy moet gebruik op daai berg. Dankie Christo. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen hy sake fokus in Woester en omgewing in die Breede Riviervallei. So as jy 'n onderneming daar het, is dit nou jou kans om die land te wys wat jy doen. Dit word op 9 Mei 2026 uitgesaai. Shader Africa. You sure you are welcome here? Yeah, sure, Jan. You sure it's going to line up? Yeah, duh. Wait, why don't we just gotta stop building this bridge in the middle of Cape Town? That'd be silly. Enlargement. Yeah. Sure? I'm sure. I am sure. Are you sure this baloney is safe? Yes, I'm sure. What? This thing. Look at this thing. It's presidential. Sure. I am sure. Sure. Sure? Sure. Sure? No. I am sure. I'm sure. Don't just be sure. Be sure. King Price Insure. Insurance you can be sure about.
Wel, 'n ou bekende hierso op Ontbytsake en dis natuurlik Wynand van Vier en van King Price. Wynand, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, Davie. Heerlik altyd om met jou te gesels. Julle is nou by King Price besig met 'n nuwe veldtog wat julle geloods het. Vertel vir ons daarvan. Kyk, King Price sê make insurance great again. Nou ek hierdie hoed, maar ek het nou nie regtig daai president se aksent nie. Ek kan hom nie so goed regmaak nie, maar ag dit gaan weer daaroor dat ons sê weet ons wil altyd getrou daaraan bly om die mense van Suid-Afrika so 'n bietjie te laat lag. Maar wat ons wel ernstig vat is make insurance great again. Dit wil ons doen. Ek wil net vir julle sê, julle is altyd een of ander hoek wat julle 'n ding benadering met baie snaaks is en baie aandag trek. So baie geluk daarmee. Maar julle versekeringservaring is altyd 'n ander tipe versekeringservaring. So wat is daai ding wat julle werklik uitstaan? Ja, Davie, so mense wonder baie keer hoekom bly ek teruggekom om hierso saam met jou te kom kuier en die mense van Suid-Afrika te vertel. Baie mense maak nog steeds die fout om te dink King Price is 'n direkte versekeraar. Meer as die helfte van ons besigheid is deur finansiële adviseurs. Ons doen dit deur albei van hulle. Almal weet nou al dat ons die enigste maatskappy is wat ons die eerste een is wat motorpremies maandeliks verminder. Ek wil nie nou weer daaroor praat nie, maar wat anders is ons het daai dik polisse gaan verander om vir die kliënt die risiko's wat hy regtig loop, dekking daarvoor te gee vir die laagste premies. En dit is wat die makelaars optel en dit is kom hulle kliënte by ons verseker. Maar die realiteit is, jy weet, dis nou versekering en so aan, maar daar staan nou ys is die dag en dan is dit nooit lekker nie. Gaan julle uit julle pad het om dan hierdie ervaring minder sleg te maak? So, dit is nie so maklik altyd as wat dit klink nie, want nou sê ons goed, ons gaan jou skadeloos stel, ons gaan jou in dieselfde posisie sit as wat jy was voor hierdie verlies. En daarby beloof King Price koninklike diens. En dit vat ons baie ernstig op. Jy kan enige foute maak daarmee. Jy behandel 'n kliënt en 'n finansiële adviseur, want hy is die kliënt se agent, soos 'n koning. En dis nie altyd so maklik as daar paneelkloppers inkom. Jy weet daai kar van jou, jy wil hom altyd 100% reggemaak. Ek was al uit om te gaan kyk is 'n kliënt se kar 100% reggemaak soos wat ek van hom sou gehou het. Daai word alles bestuur. Ons gaan die verdere stap om nog betrokke te wees by daardie herstel van jou motorvoertuig. Is alles op jou plaas weer 100% herstel. Om seker te maak jy is werklik skadeloos gestel met daai koninklike diens. Wat ook belangrik is padbystand. Kom dit saam met die versekering? So, dit is een van die grootste blootstellings wat ons deesdae het. As mens die media ook dophou, hoeveel mense gaan staan vir enige rede langs die pad. Jou lewe is eintlik in gevaar. Nie net jy wat daar so staan nie. Ons het voertuie reg deur die land binne minute. Ons probeer so vinnig as moontlik. Iemand by jou kry om seker te maak jy's veilig, of staan jy nou sonder petrol, staan jy met 'n battery, is jou motor ontklaar, nie net as jy in 'n ongeluk is nie, om daar te wees en seker te maak jy's veilig en reg en ons sorteer die probleem vir jou. En makliker vir die makelaars? Baie makliker, ons vat daai administratiewe las van hulle skouers af. Jy praat altyd van die finansiële adviseur, hy moet bemark, hy moet sy besigheid uitbrei. Ons vat daai druk af, maak seker dat hulle kan doen wat hulle moet doen. Al wat ek vir jou kan sê, maak versekering great again. Kom ons doen dit. Dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai kom maak het. Groot plesier, Davie. Dit moet ek julle een vertel van King Price. Dis 'n spesiale besigheid. My beurt om met Hytjie te gesels. Leon het vergeet om jou baie belangrike vraag te vra. Daar was nou nie eintlik tyd nie. So ek gaan hom vir jou vra. Vertel my van hierdie Creative Kids School. Wat's dit? So ons het 2 skole. So dis 2 remedierende skole, 'n kampus in Garsfontein, kampus in Alberton, en omdat ek maar 'n hart het vir kinders wat die probleme gehad het wat ek gehad het, ADHD en daai tipe goed, is dit 'n skool vir kindertjies wat nie in hoofstroomskole kan inpas nie. So kindertjies wat sukkel met disleksie, ADHD, high functioning autisme. Ons soek 'n boorgat by die Alberton kampus. So as iemand vir ons 'n boorgat kan kom boor, sal dit great wees. Maar ja, ek is seker iemand gaan reël om 'n gat by julle te kom aflaai. Asseblief. Nee, ons doen goed, dan gaan die kindertjies floreer, so ja, wonderlik. Dis die nuwe boek. Hy's nou op pad. Die boek is geroep vir meer. Vertel vir ons, waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong? Vertel. Praat. Man, toe hulle mytjie in mamma se maagie nog was, my dogtertjie. So dit was eintlik die inspirasie geweest. Ek wou 'n boek skryf om haar jy weet wat dat sy dit eendag kan lees. Al my boeke gelukkig dat sy kan weet wie pappa was, okay? Dis die eerste rede. Want ek weet ons nie wat in die lewe gaan gebeur nie. So sy gaan ten minste boeke hê om te weet waarna ek geglo het en waarvoor ek gestaan het. Maar
dit kom uit dat my dogtertjie sal weet en enige mense in die wêreld kan weet that you don't have to settle for second best. Ek dink nie daar's soveel mense wat nie genuine hulle beloofde land inneem nie, want hulle settle te maklik vir tweede beste en hulle kamp iewers in die woestyn en hulle aanvaar hulle lewe, jy weet, as net dit. En die boek is om daarom vir mense te sê, jy is nie stak nie, jy kan iets met jou lewe doen, jy kan opstaan, jy kan oor jou issues kom, en jy kan, daar's 'n droom vir jou lewe. Jy weet, mense het opgehou droom, as jy vir 100 mense vra, wat is jou droom en die visie vir jou lewe, sal net 3 mense vir jou sê, hy het dit neergeskryf, het 'n plan, hy's doelgerig om dit te doen. En so, meeste mense weet nie wat hulle uit die lewe uit wil hê nie, en dis hoekom hulle net dryf, soos 'n skip op die water, hulle span nie hulle seile nie. Mense dink, ek staan op in die dag en I just kind of go where life takes me. Dan blameer hulle of die Here, of die vyand, of Eskom, of die whatever vir hulle probleme, maar hulle vergeet van die deel waar hulle persoonlike verantwoordelikheid moet vat. So wat is dit wat jy neergeskryf het? Wel, ek het geskryf oor wat is ons deel in die wonderwerkproses van die lewe. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid in ons lewe. Ons bou ons toekoms. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. So wat is daai beginsels wat jy aan moet werk om regtig te create sukses? En ek praat baie byvoorbeeld oor geld. Daar's niks wat met geld nie. Jy weet maar hoe ek groot geword het, is hoe armer jy is, hoe meer geestelik is jy, sulke tipe goed wat rubbish is, jy weet. So ek skryf oor geld en hoe wonderlik dit is. Ek skryf oor finansiële onafhanklikheid, oor wat 'n amazing plek dit is. En daar moet meer mense by 'n plek uitkom van financial freedom om hulle tyd beter te bestuur. Jy weet, ek dink dit is 'n amazing getuienis as iemand kan vrykom. En nie soos die wonderlike ding. Daar's meer geleenthede vandag om finansiëel vry te raak as ooit van tevore in die geskiedenis van die bestaan van die mens. Maar dit bestaan nie in die werknemerspasie nie. Want die werknemerspasie is besig om te krimp en te krimp. Maar in 'n entrepreneurial wêreld, online, affiliate marketing, is net, daar's soveel geleenthede. So ons leer mense, ek en my vrou, hoe om ekstra inkomste te maak. En ons het 'n tannie wat 84 jaar oud is, wat R25,000 'n maand passiewe residual inkomste maak uit die besigheid uit. En so as sy dit kan doen, kan enigiemand doen. Is dit 'n boek oor besigheid? Is dit 'n boek oor finansies? Dis 'n boek oor saam met 'n boek van 'n lewensreis, is dit? Nee, ja, so ek praat oor my lewe daarin. Ek praat oor 6 verskillende mense wat ek ken wat my verskriklik geïnspireer het. Een van hulle is Eric Holm in die rolstoel wat meer doen as enigiemand anders terwyl hy 'n kwadropleeg is. Okay? So dis 'n boek oor persoonlike ontwikkeling. Dis 'n boek oor hoe jy jou drome en jou visie vir jou lewe kan vind en dan, jy weet, die stappe wat jy kan volg om jou lewe te verbeter. Wat bedoel jy met passiewe inkomste? Wel jy sal dit beter weet as enigiemand anders. So kyk, ek het nog nie baie trust fund kinders ontmoet wat net lewe van geld wat hulle toe kom nie. Passiewe inkomste is jy weet, my definisie van passiewe inkomste is werk wat ek gedoen het, kom ons sê 6 maande gelede en terug en ek word nog steeds daarvoor betaal. Okay, so ja. Geld, pipeline inkomste wat inkom, sodat dit jou uit die valstrik kan uithaal van die verkoop jou tyd vir geld, jy weet, ek wil dit nie 'n curse noem nie, want dit is glad nie, maar omdat ons so groot gemaak is, jy weet, gaan skool toe, gaan universiteit toe, kry 'n werk, verkoop jou tyd vir geld, en jy bly daar vir 40 jaar, mense hoef nie meer so te leef nie. Ek is seker hierdie gaan vir jou 'n baie belangrike bron van passiewe inkomste. Dit gaan, almal moet hom net koop. Karike Nel Designs in Centurion spesialiseer in couture trourokke, matriekafskeidrokke en formele aandrag wat 'n mens se asem sal wegslaan. Sy ontwerp pasgemaakte rokke wat perfek is vir enige tydskrif se voorblad, spoggerige glansgeleenthede en natuurlik troues. Karike Nel Designs hou ook 'n wye verskeidenheid rokke van alle kleure en geure in voorraad en dis beskikbaar om te huur as jy 'n formele rok op kort kennisgewing benodig. Wees gereed om verstom te wees as jy by Karike Nel Designs instap, en daar's iets vir elkeen. Of jy nou hou van baie blinkers en kralietjies of 'n sagte satijnrok of selfs uitspattige balrokke, Karike Nel sal iets vir jou hê. Karike het die vermoë om voornemende kliënte se unieke behoeftes te verstaan en sodoende 'n rok te ontwerp of te kies wat by elke individu se smaak, figuur en persoonlikheid pas. Jy kan aanpas na hartelus tot jy die rok kry wat net reg is vir jou. Karike maak ook aanpassings indien dit nodig is.
Karike Nel Designs skep rokke wat jou persoonlikheid en styl uitdruk en elke kliënt kry persoonlike aandag om hulle spesiaal te laat voel. Want Karike glo, almal is uniek en verdien 'n rok wat net so uniek soos hulle is. Sy maak ook seker die rok wat jy kies, sit nommerpas en komplementeer jou figuur en gelaatskleur 100%. Karike Nel Designs het ook gesorg dat die ontbytsake vroue geskitter het vir die spoggerige Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings wat by Nederburg Wynland goedgehou is. Van balrokke en blinkers tot meer simplistiese style. Daar was iets van alles op die rooi tapijt, dankzij Karike Nel Designs. Kontak haar gerus as jy ook soos 'n prinses wil voel. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë geteken deur jou gunsteling aanbieder is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Nou vir die laaste happie kan jy shalotte of calamari gebruik. Nou die vissoorte waarvoor baie mense onseker is hoe om gaar te maak en eintlik is dit baie eenvoudig. Die geheim is eintlik jy moet dit net nie oorgaar of te lank gaar maak nie. Nou niks meer as 2 minute per kant nie en as jy dit in die pan braai soos wat ek dit hier doen, maak seker die calamari is droog. Gebruik sommer daai kombuis handdoekpapier om dit droog te druk. Nou jy gee dit net met sout en peper en dan gooi jy olyfolie en botter in so 4 warm pan. Nou moenie die pan te oorvol maak nie, doen eerder 1 of 2 sarsies. Nou die laaste is ek net besig om hier dit gaga te braai. So dit het nou al so, ek is so 'n bietjie agter skedule, maar as jy sien, my pan is bedek net die een laag, hulle lê nie bo op mekaar nie en dan al wat jy nou kan doen is jy kan hulle net so omdraai dat hulle nou net aan die ander kant, maar hulle is nog nie heeltemal reg nie, so ek gaan terwyl ek met julle gesels dit los dat dit klaar braai daar. So nou vir die sous het ek dan so 1 of 2 van die calamari stukkies hierso wat ek fyn opgesny het en dit gaan ek dan nou net as hierdie uit die pan uitkom gaan ek dit in die pan sit en dan ook net bietjie laat braai. En dan gaan ek ook van hierdie Graham Beck Ultra Brut bygooi, bietjie sout en peper en vars suurlemoen ook byvoeg. En dit net so bietjie laat kook tussen 5 en 7 minute op 'n medium hitte net laat daai sousie bietjie afkook en dan die alkohol binne in dit bid. Nou al daai geure in die pan gaan dan net met die vloeistof meng en dit is dan die sous waarin ons die calamari terugskep in die pan en dan net die sous 'n bietjie oor die calamari skep en dan is dit reg vir opdiening. Nou natuurlik moet jy dit dadelik bedien en dan garneer jy dit net met gekapte graseie of dan ons korianderblare. Nou probeer gerus hierdie maklike resepte. Dis op die ontbytsake webtuiste beskikbaar. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte om dit weer en weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. Pollen Finance is ook een van ons gewaardeerde hoofborge van die aand. Baie dankie aan elkeen van die uitsonderlike maatskappye wat ons toekennings ondersteun het, want sonder julle sou dit nie moontlik gewees het nie. Ook 'n spesiale dankie aan Milan Murray wat saam met Corlie vir ons ingestaan het op die rooi tapijt. Hulle twee gesels nou met die wenners van die aand en daarna gesels Dawie met die algehele goue wenners hier in die ateljee. Julle het gewen, hoe voel dit? Wat is julle reaksie? Nee, fantasties. Ja, ek wil net dankie sê aan ons span.
Ek sou sonder hulle sou ons nie dit gekry het nie. Ek dra hierdie op aan die ongelooflike bestuurspan by In die Bos, want sonder hulle sou hierdie fees nie kon gebeur nie. En natuurlik ook aan die kunstenaars en uitstallers en tegnisie wat die fees moontlik maak. Ons mediavennote waarvan ontbytsake 'n baie belangrike een is en al ons ander borge en natuurlik die 78,000 feesgangers wat fees toe kom. Wat is dit wat maak dat jou besigheid suksesvol is? Definitief Suid-Afrikaners. So dit is definitief deel van ons Boondoe Tribe, ons is 'n familiebesigheid. So dit is definitief die ondersteuning van kampeerders en Suid-Afrikaners wat ons sukses maak. Ek dink nie ek verdien dit nie. Ek dink dis 'n buite die boks aksie. Instax is 'n produk wat sê leef vir die oomblik en ek dink dit is wat ons probeer uitsit het daar, so om in die oomblik te wees, om tasbaar te wees en om iets uit te sit waarop ons kan trots wees en ons is definitief baie trots. Hoe voel dit? Hoe voel dit om so toekenning te kry vir mense harde werk? Ek dink dis 'n span se harde werk en eerstens 'n ongelooflike voorreg en 'n geleentheid wat God op my pad gesit het om werk te kan skep vir soveel mense oor soveel jare. Is dit lekker om iets te wen, Andrew? Baie lekker. Yes, like het gebeur so min in my lewe. Dit was heerlik. Groot verrassing. Wat beteken hierdie vir jou loopbaan? Hoorie, dit beteken vir my alles. Dit gee vir my net daai ekstra motivering om aan te hou, om te wees soos van dit wat jy doen word raak gesien, dit word waardeer, jy's goed genoeg. Hou aan hard werk want dit word beloon. Hoe voel hierdie wen vanaand? Nee, dit is vreeslik lekker. Ons is opgewonde daaroor en dit is lekker om te kan sê ek is die oudste kliënt van ontbytsake. En as dit nou nie vir ontbytsake was, dan het ek nie vanaand hier gestaan nie. Wynand, hoe voel dit om te wen vanaand? Wel, dit is verskriklik lekker. Wat 'n lekker geleentheid. Ons het dit regtig geniet en ons is regtig baie trots daarop. Ja, vir my is dit amper 'n handvol trane. Dis regtig 'n voorreg om hier te wees vanaand. Ons moet dankie sê aan die mense wat die werk doen in die fabrieke, wat eintlik net bakkerye is, nie regtig fabrieke nie, want alles word met die hand gedoen. En dan groot eer aan die Here wat vir ons die krag gee om dit te doen. En ons sal vir ouma Rooi wat vir ons die resep geleer het. Dit is vanaand vir haar. Jessie, Corley, dit was vir ons 'n baie groot 'n skokkende verrassing geweest, maar ons waardeer dit opreg. Ons kom al 'n paadjie nou met ontbytsake saam deur die laaste jaar. Die groot wen is vanaand Henwil Chickens. Hoorie, hoe voel dit? Het julle dit verwag? Nee, vir my was dit heeltemal onverwags en ja, dit maak my ook trots. Ek is baie trots, dankie. Wat maak julle so suksesvol? Ja, ek dink ons is klein. Ons is nederige mense, ons klomp boere wat saamtrek. En ek dink dis wat dit lekker maak. Ontbytsake is geëerd om die wenners te vier. Mense wat met toewyding en drome die landskap van Suid-Afrika se ekonomie vorm. Ontbytsake, ons mense, ons besighede, ons trots. Weereens baie geluk aan die mense van Henwil Chickens en hier sit hulle by my en dit is Henk Albert, sy is die uitvoerende hoof. Goeiemôre ook aan jou, baie welkom hierson. En Kurt Kutse is die senior bestuurder verkoop en bemarking ook aan jou. Vertel my, hoe het dit gevoel, né? Toe jy nou hoor julle is dan die baie geluk, maar hoe het julle is die wenner. Hoe het dit gevoel? Dankie, ek wil eerstens net baie dankie sê aan Lottoland en Ontbytsake vir amazing kompetisie en die deelname. Dit strek werklik ver en wyd ons blootstelling, maar hoe ons gevoel het is ongelooflik. Die eerste sekonde was amazing, maar dit het nou nog nie eintlik by ons ingesink nie. Dis 'n wonderlike gevoel. Beteken dit baie vir julle, maar nie net vir julle nie, vir almal by Henwil. Ek reken julle baie mense wat vir julle werk. Ja, Dawie, ek dink die hoenderbedryf was die laaste klompe jare baie onder druk gewees en ek dink ons Hemelse Vader het regtig nog altyd vir Henwil geseën. En ek wil nie vandag net dankie sê aan die Henwil span nie, ek dink ook aan ons verskaffers en aan ons kliënte wat deur dik en dun by ons gestaan het al die tyd. Maar julle is 'n baie spesiale besigheid. Wat maak julle anders as soortgelyke hoenderbesighede? Ek dink ons fokus is baie gesetel op kwantiteit en kwaliteit, en baie keer meer op kwaliteit. Ek dink ons is 'n vars produkmark en as jy nie gefokus is om 'n kwaliteitproduk by jou kliënt uit te kry nie, dan is jy in vermoeilikheid en ek dink dit onderskei ons van die mark. Die gewone verbruiker is nie net die eindproduk. Maar ons weet nie wat eintlik alles agter die proses, wat alles agter die skerms gebeur nie. Gee my so 'n idee van hoe werk 'n dag by julle?
Ja, Davie, om te begin, ons plaas elke dag 150,000 daghoudkykens by ons boere, wat ook ons aandeelhouers is. En dan moet daai boere dit bestuur vir 31, 32 dae. Dan word ons supply ook ons boere met wêreldgehalte voer. En dan op elke dag slag ons ook 150,000 hoenders, wat net so onder die 300 ton is. En dan pak ons vars en gevries ook vir ons kliënte, wat ons landwyd versprei. So dis maar baie soos 'n worstopper. Ek sê altyd dit is soos 'n rugbywedstryd sonder halftyd en lemoene. Maar julle sê tog baie klem op kwaliteit byvoorbeeld en ook op goeder soos by gehalte en verantwoordelike praktyke. Vertel my daarvan. Ja, dit is vir ons, soos ek nou gesê het, vir ons baie belangrik. En ons voldoen aan baie van die standaarde. Ons is geregistreer ook om uit te voer en ja, dit is 'n vars produk. Ons volg die koue ketting elke dag om seker te maak die kliënt kry 'n goeie produk. Dit is om 'n wenner te wees in so 'n kompetisie soos hierdie beteken natuurlik iets baie spesiaal en beteken voortdurend die vernuwing. Jy moet heeltyd iets nuuts aanpak en iets nuuts doen. Vertel my, gee ons so 1 of 2 dinge wat julle mee nuuts besig is, nuwe dinge wat ons kan verwag by Henwel. Ja, wat ons tans mee besig is, ons doen baie opgraderings omdat ons groei. En een van die dinge wat ons doen is om ons afvalbestuur te bestuur en op 'n verantwoordelike wyse. So al ons vere en al ons bloed word selfs intern verwerk en ons gebruik dit weer terug in die maatskappy en daardeur los ons 'n goeie voetspoor. Namens Ontbytsake en natuurlik Lottoland, baie geluk weer 'n keer aan julle. Dit is 'n werklik ware groot prestasie om te wen. Dankie dat julle vanoggend by ons te draai. Dankie. Jy hoef nie 'n fynproewer chef te wees om te weet dat hoendervleis sag en sappig moet wees nie. En dit is presies wat jy by Henwel Chickens kry. Voedselveiligheid en hoë gehalte is ononderhandelbaar. Dit is duidelik in Henwel se gebruik van die wêreld se voorste verwerkingstegnologieë om topklas vars en bevrore hoenderprodukte te produseer. Alles gemik om verbruikers 'n heerlike eetervaring te gee. Volhoubaarheid en innovering staan sentraal tot hulle kliëntgerigte en mensgesentreerde besigheid, gedryf deur voortdurende verbetering en passie. Met 'n vloot van 40 voertuie, 'n nuwe voermeule met voldoende kapasiteit om aan die Henwel boere se eise te voldoen en 2 winkels in Lichtenburg en Mahikeng wat sowat 14% van die abattoir se produksie verkoop, dra Henwel ook by tot die welstand en volhoubaarheid van die bedryf deur 'n ratse besigheid, 'n sorgsame werkgewer en 'n verantwoordelike korporatiewe burger te wees. Henwel Chickens, bekwaam, betroubaar, innoverend en energiek. Dis die hoofkenmerke van die span wat Henwel Chickens aandryf. In die hartjie van Suid-Afrika se wynlande tussen Stellenbosch en Franshoek is Banhoek Lodge, 'n trotse lid van die Sunshine Leisure Groep. Hierdie eksklusiewe butiekgastehuis met sy asemrowende panoramiese uitsigte oor wingerde en berge bied slaapplek vir 'n maksimum van 14 gaste in luukse kamers en suites, aangevul deur stewige ontbyte en warm persoonlike diens. Banhoek se ruim luukse kamers en suites bied die perfekte plek om te ontspan en af te skakel na 'n dag se verkenning van die Wes-Kaapse wynlande. Alle kamers is ingerig met ekstra lang koninggrootte beddens, ensuite badkamers, kaggels, buttons, ligversorging en platskerm TV's. Benewens 'n daaglikse ontbytbuffet geniet gaste ook gratis wifi en 'n swembad. Van stap en wynproe tot e-fietsry deur die wingerde en weelderige spa-behandelings wat 'n mobiele spa-diens insluit, is Banhoek Lodge meer as net verblyf. Dis werklik 'n verkwikkende ervaring vir diegene wat 'n bietjie rus nodig het. Vir meer inligting of vir besprekings, besoek sunshine-leisure.co.za. Banhoek Lodge, ontdek gemak. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring, vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder met Hytjie. Hytjie, net so ek en jy so nou so tussen die
so tussen die kameras deur het ons so gesels oor vrouens en kinders en families en so ons. Maar hoe oud is jou dogtertjie nou? Julle het 'n dogter? Sy is amper 2. Sy is nou amper 2, maar kyk, dis met alle respek, ek meen, maar jy is al iets wat lank in die tand al, jy weet, jy's bietjie van 'n ouer. Ja, ek het volwasse Nee, ek het laat begin. My vroutjie is daar al 'n hele paar jaar jonger as ek en goed, so sy wag vir 'n Sy lyk heel wat beter as jy. Nee, sy doen absoluut. Nee, ek het haar in die gym ontmoet. Sy het voor my gesquat. Toe dink ek, wow, ja, dankie. Nee, dis waar ek haar gekry het en anyway, so die waarheid is die waarheid. Die waarheid is die waarheid en wat mooi is mooi en so het ons mekaar ontmoet en Lemaytjie is nou amper 2. So ja. Maar julle het lank gevat. Hoekom het julle so lank geduur? Nee, ons het probeer, daar was baie probleme geweest. Ons het die ginekoloog het nou maar gesê hy gee vir ons 1% kans want daar's altyd 'n kans, daar's altyd 'n wonderwerk, maar ons het eintlik 0 kans gehad om swanger te raak as gevolg van uitdagings wat my vrou nou maar gehad het. Ek dink ek weet op 'n stadium het ek net koppies en stertjies gehad. Toe moes ek medikasie drink om 'n vol enetjie te hê. Want ek het vir die dokter gesê ek wil nie net 'n kop as 'n kind hê nie. Verstaan? So maar anyway, dis dit uitgesorteer en my vroutjie is deur baie uitdagings en toe is daar 'n wonderwerk. Nou, absoluut 'n wonderwerk. So Lemay is hemel omgedraai, né? Nee? Die woordjie, dis hemel omgedraai. Is dit nou van hom? Ja, ek het die hemel en aarde vallei gesien in Hermanus te draai het om te sê, "Alles Lemay. As jy heaven omdraai, dis ook mooi, dis Nivea." Toe sê ek vir Geraldine, "Maar wat van Nivea?" Toe sê sy, "Nee, maar dan gaan sy Nivea word vir men." En toe sê ek net, "Nou hy Nivea, niemand gaan aan room en seep dink as hulle aan my girl dink." So Lemay, ja. Sê my, kan jy onthou die dag toe jy uitgevind het sy swanger? Ja, Geraldine het sy was 'n prokureur nie meer nie. Sy doen die volvrou wat sy met vroue reg oor die land 'n pad stap, 'n geestelike pad stap en hulle gewig kry en sy werk ook saam met my met ons affiliate marketing besigheid, maar en die Here sê toe altyd vir haar nee, sy moet Hanna doen met die girls. Hanna. Jy weet Hanna met hulle oor 6 weke want sy vat altyd 'n vrou uit die Bybel uit en dan doen sy nou. En sy gaan nie Hanna vat nie want Hanna kon nie swanger raak nie en dit is nou haar journey, sy wil Deborah doen en sy hou so aan vir 6 weke beklei sy so met hierdie dinge na op 'n stadium toe sê sy vir die Here ek gaan Hanna doen. Want miskien het 'n vrou een of ander geestelike baba wat gebore moet word, sy weet nie alles en sy doen toe Hanna vir 6 weke met die vroue die volgende dag. Nadat sy klaar is, toe sy swanger met ons Samuel. Dis die waarheid. En nommer 2, jy sê ja, Geraldientjie se rug is nou 'n bietjie seer want sy het as gevolg van 'n rugoperasie. Nee. En so ek sien jy kyk my. Weet jy wat se met jou nie? Ek doen nie, ek lê nie in daai padjies nie. Jy vat dit self. Nee. So sy as haar rugoperasie nou as sy nou herstel, dan gaan ons probeer vir nommer 2. Nee. Werk julle baie, is dit lekker om saam met haar te werk? Julle doen wonderlik. Ons werk ongelooflik saam. Ons het iets wat baie klein begin het ontplof en is 'n genuine nou soos reg oor die wêreld, Spanje, Mexico, alles en so dit is. Ja, dis 'n affiliate marketing besigheidsmodel en dit is waarna ek nou 'n bietjie net met jou oor gepraat het oor hoe mense kan help om aanlyn ekstra geld te maak. Toe dit so groot geraak, so dis wat ek en sy daagliks doen. Maar dis eintlik wat besig om te gebeur as mense laat ek nou my ekonomiese hoed opsit vir 'n oomblik, maar goed, dit raak meer en meer in die cloud, al meer in die wêreld, raak meer in die en maatskappye gebruik nie met die retail model nie. Maatskappye het besef dat ek kan my produk tot by sy deur stuur. Dit hoef nie meer die hele value chain te loop, groothandelaar, kleinhandelaar tot in 'n retail winkel nie. Jy kan aanlyn by my iets bestel, ek stuur dit vir jou en dis in 2 tot 5 dae by jou huis. So wat hierdie maatskappy nou doen is hulle nooi mense uit soos ek en jy om te sê help ons om ons produkte aanlyn wêreldwyd te versprei. So dis nie vir julle nodig om vakansie te gaan die hele tyd eintlik op vakansie, klink dit vir my. Wel nee. Ons gaan nou Mauritius toe in Oktober gaan ons, maar vir die oomblik nee, ons is al twee hierdie A-tipe persoonlikhede ons werk. Kraft. Aartie persoonlikhede wat baie hard werk. Ja. Sê daar moet tog planne wees vorentoe. Jy het nou vertel toe ek oor jou boek gesels het dat mense skryf goeders neer. As mense goeders neerskryf, dan skryf mense seker planne ook neer. Wat is daai planne vir die familie Berg? Vir Team Berg. Team Berg. Ja, vir Team Berg. So ek het nog 4 boeke om te skryf. Ek het 7. Ek het 3 klaar geskryf. Daar's nog 4 wat ek wil doen. Okay. My dagboek is volgeboek van hierdie jaar Maart was al volgeboek gewees met praatjies by of dit nou maatskappye is of organisasies of kerke en goed. So ek is baie geseën daarmee. Ek en Geraldine gaan volgende jaar Dallas, Texas toe. En ek dink die een ding wat ons nou aan dink is obviously Lemay. So dit gaan nou rondom ons babietjie. En maar ons wil haar graag as sy nou hoërskool toe gaan, wil ons haar nie in Johannesburg groot maak nie. So die plan is om of
Kaap toe te gaan, my pa's in Stellenbosch, of miskien terug Pretoria toe, ek weet nie heeltemal nie, maar Dis 'n lekker plek daai. Ek weet daar. Dis 'n lekker plek daai. Ja, en dan jy moet net aansoek doen vir 'n visum, hoor. Dis laat nie enige iemand toe. Nee, ek weet man, nee, jy kom maar aan, nee, dis 'n heeltemal 'n ander wêreld. Maar weet jy wat, laat ek vir jou sê, ek is mal oor Johannesburg. Mense sê mos altyd, hoe kom jy van Joburg af? Ek sê ek is mal oor Johannesburg. Spesiaal afgevlieg. Ons is gister al gekom, so ons bly oor en ons gaan lekker kuier vanaand. Wat 'n voorreg is dit om nou bietjie mooi aan te trek en tussen al hierdie wonderlike strampelende mense te wees. Dis regtig 'n glansgeleentheid en 'n groot voorreg. Ek sien ongelooflik uit na vanaand. Sê altyd wat mense mos nou die geleentheid weer kry na COVID om op te dres nie en al jou mense te sien wat hartsmense ook al geraak het vir albei ontbytsake. So ek sien baie uit hierna. Definitief opgewonde, hierdie beautiful parels, seker dit gaan 'n uitstekende aand wees. Dit is heerlik om weer 'n funksie te hê, om almal bietjie op te dres weer en net weer ons kliënte te sien en weer kontak te maak. Is awesome. Baie van my kliënte is hier. Ek is verskriklik opgewonde om hulle te hê en ek sien uit na die aand wat vanaand voorlê en ek hoop ons gaan almal dit baie geniet. Ons weet net so min soos hulle wie die wenners gaan wees. So ek is baie opgewonde en ek hou styf duim vas vir my kliënte. Ons is genooi om hierdie funksie by te woon. Ons is ook ondersteuners van ontbytsake. Ek weet julle is 'n genomineerde vir die aand. Is julle opgewonde? Baie opgewonde. Ja, hierdie tipe van dinge vat jy soos hy kom, maar my lekkerste is maar om met julle te kuier. Hoe voel julle om genomineer te wees in die vroue kategorie? Ek dink dit is 'n baie groot eer en ek sê altyd vir almal sê when you do what you love en as jou passie, dan gaan dit altyd wys of jy nou 'n man of 'n vrou is. Ek dink dit is 'n voorreg om by Afrikaans betrokke te wees, ontbytsake. En ek dink soos wat industrie mekaar help, is dit lekker om hier te wees om mense te eer wat regtig kyk doen. Ek dink ontbytsake skep 'n platform waar kunstenaars kan vertel oor die ander dinge wat hulle doen in hulle lewe, jy weet, want ons almal is tog nie net kunstenaars nie, jy weet, ons almal het maar ietsie aan die kant wat ons doen. En ja, dit is lekker om op daai bank te gaan sit by ontbytsake en te kan vertel daarvan, jy weet, en ek dink ook vir die kykers is dit lekker om iemand so beter te leer ken. So ek het ook my eie besigheid begin so 2 jaar terug en ons vertel stories en so elke klein besigheidjie maak nie saak hoe groot dit is nie, it counts. So ja, ek voel geëerd om hier te kan wees vandag. Hier is 'n tipe van 'n inspirering wat lei tot aspirasie en ek dink dit is belangrik vir kykers om geïnspireer te word en jy weet soort van ja, te weet daar's groter dinge, groter besigheid om na te streef. Wel, ek meen enigiets wat entrepreneurs vier is belangrik, veral in hierdie land van ons. So ek sê dankie vir wie ever dit georganiseer op so 'n pragtige plek, wonderlik. Ons voel gevier baie, dankie. Die boer is 20 jaar oud en dit is baie lekker dat ontbytsake ons altyd ken daarin en ons deelers van die groter familie van ontbytsake. Ek kan nou asemhaal vir die eerste keer. Ek het nou net vir Dawie aangetrek, so hy's gewax. Dit is ek voel trots. Dis elke keer so 'n 'n nuwe babatjie, 'n kind wat jy groot maak en het ek like 54 kinders wat baie stunning gelyk. So ek is baie trots. Weet jy ontbytsake, dis alles in die naam, ontbytsake. En die idee van ontbytsake is op 'n manier, op 'n prettige tipe van manier sake op 'n manier meer blootstelling te gee en veral klein besighede meer blootstelling te gee. En ek dink 'n aand soos vanaand is eintlik 'n soort van dit alles bymekaar gesit en erkenning te gee aan veral die klein sake in Suid-Afrika. En klein sake in Suid-Afrika is inderdaad die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En ek dink dit is 'n geleentheid om vanaand klein sake en sake in Suid-Afrika te vier. Ek dink wat so belangrik is om te onthou, is dat daar is wenners vanaand, maar elkeen wat genomineer is en elkeen wat 'n verskyning gemaak het op ontbytsake, is eintlik elke dag 'n wenner, want daai opstaan en aangaan en moed hou en uithou, dit sit nie in enige mens se broek of rok nie. So ons is eintlik baie trots op al ons ontbytsake gaste dwars deur die jaar.